Gewaardeerde luisteraars, pastoor Frans Hooiberg van die Kruis Triomfeer Bediening, hierdie kant van die microfoon, en uiteindelik na 'n klomp weke van heruitsendings en van up-to-date goedjies wat ek vir u stuur, dat ek voel nou so, ek voel nou dit, sit ek hier voor my microfoon om te hervat waar ons laas opgehou het met Openbaring. Die duiwel het probeer om my te stop, dat ek hierdie reeks nie kan voltooi nie. Maar ek wil vir u sê wat so getrou deel is van hierdie WhatsApp groepe. Ek gaan dit in Engels sê, I'm back, running on all cylinders. Al 8 my cylinders klop. My hart is reg, my gees is reg, my salwing is reg, my wat ek ook al nodig het. En eintlik het ek niks nodig nie, want ek het in Christus, in God verborge. Ek het gesterwe, ek leef nie meer nie, maar Christus leef vir my. Jy weet, in hierdie tydperk wat ek in die hospitaal was, kon ek geen opnames maak nie, maar kon sit en skryf, want ek het my laptop daar gehad, voor en na die operasie, en ek het baie tyd gehad om te dink, en ek het gevra, Here, is daar enigiets wat ek moet verander? Is daar enige ander onderwerp waaroor ek moet praat? Is daar enigiets, behalwe dit waarop ek so hamer, die kruis en Christus, en hom as gekruisigde, en in daai situasie waarin ek was, het ek besef, daar is maar net een boodskap, Jesus Christus en hom as gekruisigde. En dit sluit nou die hele Bybel in. Luister mooi wat ek vir u sê. U ken my, u weet dat ek die Bybel reg sny, ek glo ek sny hom reg. Daar sekere dele wat vir Israel bedoel is, daar sekere dele wat vir die heidene bedoel is, en daar is sekere dele wat vir die kerk van Jesus Christus bedoel is. Maar die Bybel in geheel, jy kan nie die Ou Testament weggooi nie, want die Ou Testament gee vir jou die profetiese woord, wat waar en vas is, en wat vir jou wys wie Jesus Christus is, en wat vir jou wys wat gaan gebeur. Ek meen, ons kombineer Openbaring, wat 'n Nuwe Testamentiese boek is, met Daniël, wat 'n Ou Testamentiese boek is, hoewel ek op die oomblik, terwyl ek Openbaring behandel, ek nie baie na Daniël kyk nie. Ons sal nog Daniël ook behandel een of ander tyd, as die tyd ons toelaat. Ek voel net dat die tyd is besig om, die uurglas is besig om leeg te hardloop, en dat ons nie gaan kom by alles wat die Bybel vir ons gee nie. Maar ek wil vir u sê, al krap ons net so op die boolaag van die Bybel. Na die groot verdrukking gaan jy 1000 jaar hê wat jy kan na hierdie Bybel kyk en na die inhoud kyk, en dan gaan jy baie profetiese woorde wat jy nou aan jouself koppel, gaan sien maar jy het al die tyd jou tyd gemors, want kyk hoe word dit nou vervul in Christus Jesus. Nou ons is nou in ons 18de aflewering van die boek Openbaring. Nou ek weet, een van my vriende het my gesê, hy het nou die boek gekoop van Raymond Lombard oor Openbaring, seker omdat ek te stadig gaan met die Openbaring stories. So ek gaan nou 'n bietjie vinniger moet praat as ek vir Raymond wil inhaal, maar ek wil vir u sê, jy kan Amir Sarfati, en jy kan Raymond Lombard, Jack Hibbs, gaan kyk na hulle materiaal, gaan kyk wat sê hulle oor die boek Openbaring. Paul Raymond Lombard, baie gesonde leraar om na te luister, met uitsondering van 1 of 2 dinge waarop ons as predikers nou sal verskil. Maar ek is glad nie kwaad as jy ander ouens ook luister nie, of kyk nie. Jy kan op YouTube elke Sondag inskakel en na van hierdie manne kyk. Ek meen, ek kyk na hulle, ek luister na hulle. Moet net nie na ouens gaan luister wat verbonde is in die NAR. En daai manne, jy moet self gaan kyk, ek gaan nie nou name noem nie, want dan sê die ouens, wie is jy om te oordeel? Kom ons los dit vir die dwaalleringe. En as ek daardie name noem, dan oordeel ek nie, ek veroordeel. Goed, kom ons gaan sommer dadelik in Openbaring, die 18de aflewering, hoofstuk 6, vers 1. En ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak, en ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk. Hier sien jy die Here Jesus as die lam wat die eerste seël oopmaak. Soos daar gesê word, is dit een van die seëls van die boek waarin God sy raad en oordeele met betrekking tot die aarde opgeteken het.
Jy kan die oordeele wat oor die aarde sal kom met die oopmaak van elkeen van die seels, die inleidende oordeele noem. Hulle is nog nie die eindelike, werklike oordeele met die effek van die reiniging van die aarde en die verlossing daarvan nie, maar hulle berei die weg daarheen. Die seeloordele kondig die begin van die einde aan, wat beteken dat God sy wil sal vervul, die aarde voorberei vir die heerskappy van Christus. U moet onthou, op die huidige stadium, ek wil iets baie duidelik maak, die Bybel praat, Christus praat met die Jode, met sy disippels, en hy sê, daar gaan 'n tyd van smarte kom. Nou moet jy mooi verstaan, die tyd van smarte, daai profetiese woord is nie gegee vir die kerk nie. Ons sien die eindtye, ons sien die aardbewings, ons sien die oorstromings, ons sien die vulkaniese uitbarsings, ons sien die tekens van die tye. En hy sê, ons sal die tekens van die tye sien, en nogtans is dit nie die einde nie. Maar dan gaan hy en hy sê, dit is die begin van die smarte wees. Wanneer ons as kerk die tekens van die tye sien, gaan Israel in hulle tyd die begin van die smarte in, en Israel gaan 'n moeilike tyd beleef, voor die wegraping. En daarna, die begin van die smarte, is dinge wat gaan gebeur, en het gaan lyk asof dit nou in die groot verdrukking reeds is. Dinge gaan gebeur wat die Bybel in die groot verdrukking vir ons sê, gaan nou al begin gebeur. Die begin van die smarte. Smarte wat die Israelse volk gaan ervaar. En dan kom die wegraping, die bassein blaas, ons hoor die woorde, kom op hierheen, Openbaring hoofstuk 4, en die volgende oomblik staan ons op die kristalsee, reg voor die troon van God, en ons kyk na die fantastiese, ongelooflike, wat in mense gedagtes nie opgekom het nie, troonsaal van God. Ek het dit al voorheen gesê, as jy vandag doodgaan, gaan jy hemel toe. Jy gaan nie troonsaal toe nie. Want ons almal gaan gelyk daar kom. Nou verskil mense met my, hulle sê nie die hemel is leeg, die ouens is paradys toe, maar die Here het die paradys kom haal uit die doderyk. Gun my daai effense verskilletjie, as jy dit is wat jy glo, hulle is in die paradys, so wat, dit maak nie saakie. Ek glo dat die paradys is tans die hemel, en dat die wat dood is, die siele wat dood is, in die hemel is, of hulle nou in 'n bewaarplek in die hemel is, en of hulle nou in 'n paradys in die hemel is, en of hulle nou, ek weet nie, buite op die gras speel, maar hulle is nie in die troonsaal van God nie. Want die wegraping sê dat almal gaan kom, uit die dode uit gaan opstaan, en die wat ons vooraf gegaan het, dan 'n woorde voor ons dood is, ons sal hulle nie voorwees nie. Hulle kom en hulle kom sit aan hierdie onsterflike nuwe liggaam wat ons ook kry by die blaas van die bassein, en saam as die liggaam van Christus, hulle wat gesterwe het in Christus, wat vooruit gekyk het na Christus, wat teruggekyk het na die kruis van Christus, gaan in 'n oogwink, in 'n oomblik getransformeer word van hier af in die hemel in, en ons gaan die volgende oomblik staan, almal van ons, in die troonsaal van God. As jy doodgaan, gaan jy hemel toe, as jy of paradys toe, of waar jy ook al wil gaan, ek gaan jou nie keer nie, jy kan gaan waar jy wil, maar jy gaan by Jesus wees. Maar as jy nog lewe, gaan jy nie hemel toe nie, jy gaan direk troonsaal toe. Is dit nie fantasties nie? Is dit nie wonderlik, broer, suster, jy wat na my luister, dat jy 'n salige hoop het? Die kerk van Christus Jesus is nie opgesluit vir die wraak van die groot verdrukking nie. Die kerk van Jesus Christus is nie voorbeskik om die antichrist te gaan sien, want hulle wat na die wegraping tot bekering kom, is nie die kerk nie. Hulle is die groot verdrukking heiliges. Soos die gelowiges van die Ou Testament nie die kerk is nie, maar die Ou Testamentiese heiliges. En ek wil dit sommer hier byvoeg, want ek dink dat mense wat vergeet het, die Ou Testamentiese gelowiges, die kerk van Christus, die Nuwe Testamentiese, die groot verdrukking gelowiges, is nie die bruid van Christus nie,
Israel, die vrou van die lam, is die bruid van die lam. Ons as kerk, onthou die bruidegom, ons gaan op en vir 7 jaar gaan ons die regterstoel van Christus deurgaan, waar elkeen beloon gaan word volgens sy werke, en dit wat hy gedoen het, en dit wat gaan verbrand, en ons gaan baie van ons gaan gered word soos deur vuur heen, moontlik ek ook, want moenie een oomblik dink dat hierdie bediening wat ek doen, gewaarborg gaan wees as werke van goud, silwer of kosbare stene nie. Net God ken my gesindheid, net God ken die rede hoekom ek dit doen. Ek glo ek ken dit ook. Ek glo dat ek hierdie doen sonder 'n wins, sonder 'n vraag vir enigiets, net om die liggaam van Christus te bedien, dis waarvoor ek geroep is. Maar aan die einde van die groot verdrukking is die bruilof van die lam in 1000 jaar van die honeymoon. Ons is die gaste by daai bruilof. Maar kom ons kom terug. As ons nou kyk die begin van die smarte, die wegraping, en in hoofstuk 6 kom die Here en hy sê, nou begin ons hierdie wêreld voorberei vir wat gaan kom. Die opdrag kom, is nie aan Johannes gerig nie, en nog minder aan Christus. Dit kom van een van die lewende wesens wat verband hou met die voltrekking van die oordeel, en is aan die perd gerig as symbool van die oordeel. Hier gaan dit nog oor oordele in die voorsienigheid. Dit beteken dat oordele is wat deur ongelowiges toegeskryf word aan natuurlike elemente, of aan politieke of ander omstandighede, terwyl dit in werklikheid deur God gerig word. Hulle herken steeds nie God se hand in hierdie plan. Ek wil vir u sê, heidag voor die wegraping, voor die groot verdrukking, word aardbewings en oorstromings genoem the act of God. Hierdie ouens, ateïste, en al hierdie ouens wat so spot met God, wat so spot met skepingsverhale, hulle kan gou sê, daar is nie 'n God nie, en dan slaan 'n weerligstraal, en daar's 'n aardbewing, en sê, oh, that might be an act of God. Hy is seker nou weer kwaad, een of ander manier. Ek wil weer sê, jy gaan brand in die hel, as dit jou houding is. Jy wat sê, daar is nie 'n hel nie. Rob Bell, jy wat sê dat liefde red almal, niemand gaan hel toe nie. Jou porsie is uitgelê, daar is 'n erf in die hel met jou naam op. Rob Bell, as jy jou nie tot God bekeer nie. En so kan ek julle noem, Kenneth Copeland, jy het 'n erf in die hel. Jesse Duplantis, jy het 'n erf in die hel. En asseblief, ek is 'n wagter op die mure. Ek is daar om mense te waarsku. En die laaste tyd, veral op Facebook, het ek agtergekom dat die teestand teen hierdie waarheid van God se woord word al hoe feller, al hoe erger, al hoe meer konstant. 'n vriend van my, Driekus, sê vir my, praat met een van hierdie NAR ouens, en hy wys vir hom uit die Bybel uit dat hy verkeerd is, en aan die einde van die gesprek, nou moet jy mooi luister, sê hierdie ou vir hom, Driekus, ek weet wat die Bybel sê is die waarheid. Ek weet wat jy vir my vertel is die waarheid. Maar ek verkies om dit nie te glo nie. Dis verskriklik. Dis skokkend. Maar moet dit verskriklik wees? Moet dit skokkend wees? Of moet dit net wees, nog 'n tyd wat God vir ons wys, die einde is hier. Want God sê, as jy die waarheid van die woord nie wil glo nie, gaan ek vir jou die leuen stuur, en jy sal die leuen glo. Kenneth Copeland glo die leuen. En so kan ek aangaan, Angus Bakken, mensdag, moenie sy naam noem nie, hy glo die leuen. Leon de Pre glo die leuen. Maar al hierdie ouens wat sê, jy mag nie oordeel nie, moenie aan oom Angus vat nie, oom Angus glo nie in die wegraping nie, oom Angus glo nie in die groot verdrukking, oom Angus glo dat ons hierdie wêreld gaan herlewing, daar's herlewing in Suid-Afrika, daar's herlewing, daar is nie herlewing in Suid-Afrika nie, daar gaan ook nie herlewing in Suid-Afrika wees nie. Arno van Niekerk, en nou is ek eintlik op die dwaalleringe groep se gebied, ek gaan nog net dit sê, dan gaan ons al met Openbaring. Arno van Niekerk met sy klomp clowns, wat glo dat 2024 gaan ons 'n goddelike regering hê, en Suid-Afrika gaan God vrees, dit gaan nie gebeur nie, en noem my nou maar die doemprofeet, verlaat nou maar hierdie groep, die Bybel sê, die afval gaan kom, en waar gaan die afval begin? In die kerk van God, en steeds gaan hulle nie die hand van God daarin sien nie. Vers 2,
En ek het gesien en kyk, daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit het 'n boog. En aan hom is 'n kroon gegee. En hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar om te oorwin. Perde verteenwoordig hier autoriteite wat God gebruik vir 'n oordeel in sy voorsienigheid. Die klere van die perde wat aan die eerste 4 seels verband hou, stel agtereenvolgens soos volg: wit vir oorwinning, vuurrooi vir bloed, swart vir hou en as die kleur van 'n lijk. Die wit perd met sy ruiter wat uitgaan om te oorwin, is nie 'n voorstelling van die koms van Christus nie. Christus sal eers in hoofstuk 19 uit die hemel neerdal. Aanname gemaak dat die force hier verteenwoordig is wat werk en die samehang van die Romeinse ryk in stand hou. Ek wil u wel herinner dat ons hier die eerste gebeure op aarde vind wat sal plaasvind net na die wegrapping van die kerk. Wanneer die kerk weggeneem is, sal dit vir 'n oomblik lyk asof alle menslike pogings suksesvol was om 'n volhoubare vrede te bewerkstellig. Dit is 'n kort tydperk van oënskynlike vrede en voorspoed met 'n gevoel van veiligheid. God sal dit toelaat terwyl die mens in sy arrogansie dit as sy eie sukses sal sien. Hy dink nie oor vrede met God en oor wat hy regverdig vind nie. Die boog sonder 'n pyl kan waarskynlik aandui dat daar op daardie oomblik geen wapenwedloop is nie, maar dat die ontwapening met betrekking tot die massavernietiging wat op 'n groot afstand bewerkstellig kan word vir 'n groot deel gerealiseer is. Dit is ook moontlik dat daar so 'n hoeveelheid lang afstand wapens is, dat die bedreiging genoeg is om mense te wen sonder enige direkte bloedvergieting. Dat hierdie proses waarskynlik vreedsaam sal verloop, kan uit die wit kleur afgelei word. 'n Kroon is gegee aan die oorwinnaar. Dit dui daarop dat hy onder die goedkeuring van God oorwin, want dit pas in by God se planne. Dit beteken nie dat God al sy dade en motiewe goedkeur nie, maar dat hy die uitvoering toelaat. Vers 3 tot 4, en toe hy die tweede seël oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wesen sê, kom kyk, en 'n ander perd, 'n vuurrooi het uitgekom en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde al weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak, en 'n groot swaard is aan hom gegee. Iemand vra eendag ek dink hy het vir Raymond Lombard dit gevra, pastoor, kan ek my bekeer na die wegraping? Kan ek bly leef soos ek nou leef? En as die wegraping plaasgevind het, kan ek my dan bekeer? Ek dink Raymond Lombard het vir hom gesê, my broer, jy wil nie. As jy jou nie nou kan bekeer, as jy nie nou kan inbeweeg in die heerlikheid van die liggaam van Christus nie, is daar 2 dinge wat gaan gebeur. Eerstens, jy kan dalk deur 'n trein getrap word of deur 'n knoopiespinnekop gebyt word voor die wegraping en jy's dood en jy's hel toe. Tweedens, as jy nie nou bereid is om vir die Here te leef nie en die wegraping vind plaas en jy sien dat hulle gaan nou jou kop afkap as jy vir die Here leef, gaan jy ook nie vir die Here leef. Moenie daarop staat maak dat jy vir die Here gaan leef na die wegraping in die groot verdrukking nie. Want kyk nou wat staan hier. Gaan hierdie vers weer lees. En toe hy die tweede seël oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wesen sê, kom kyk, en 'n ander perd, 'n vuurrooi het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde al weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak, en 'n groot swaard is aan hom gegee. Dink jy dit gaan swaar in Suid-Afrika? Hier by ons het ons, by Pinkster Park het ons inbrake. Hulle steel hier 'n geyser, en hulle steel hier karsebatterye, en hulle steel hier 'n wiel, en hulle steel daar 'n dingetjie. En dan sê ons, hulle is alweer doenig, waarheen gaan die wêreld? Ook in die straat, Umzamu, steel hulle nie net nie, hulle brand af, hulle vermoor. Terwyl die liggaam van Christus op aarde is, kan ons sê, dit lyk my die hel is los in hierdie wêreld. En net in Suid-Afrika, ek praat nie eers van Ierland, en van Paraguay, en van Brasilië, en van Mexico nie, ek praat van Suid-Afrika. Suid-Afrika, goddelose Suid-Afrika, gewelddadige Suid-Afrika, moordende massas van Suid-Afrika. En die liggaam van Christus is in Suid-Afrika. Ons dien die Here, ons preek die evangelie, ons voer aan dat God is koning. Hy is in my hart koning, maar hy is nie koning in Suid-Afrika nie. Hoeveel te meer gaan dit wees as hy wat nou die onheil teehou en die onheil in hierdie wêreld baie
baie erger gaan wees as nou. Wat dan? Moord, doodslag. Kom ons gaan aan. Weet jy, ons gaan baie verder sit kom hier, wanneer die tweede seël deur die lam oopgemaak word. Hoor Johannes die tweede lewende wesens beveel, kom, weer dan die perd. Omdat in Openbaring 6 vers 1 nie gesê word, die eerste lewende wesen nie, maar een van die 4 lewende wesens, kan die spreekvolgorde van die lewende wesens nie aan die hand van hoofstuk 4 bepaal word nie. Die perd wat verskyn het, 'n vuurrooi kleur. Kort nadat die ruiter van die wit perd 'n vreedsame tydperk ingestel het, maak die ruiter van die vuurrooi perd wrede einde daaraan. Na 'n tydperk van vrede tydens die eerste seël, werk 'n gees van ontevredenheid nou wat oorlog aan het, moontlike burgeroorlog. Hier sien jy nie 'n boog soos met die eerste seël nie, maar 'n groot swaard vir die stryd van mens tot mens. Dit is 'n groot swaard wat aandui dat die slagting groot is. Hier word dit duidelik dat die ontwapening nie volledig is nie. Die mens sal aanhou bedrieglik wees. Vrede wat deur mense bewerk word, sal nie volgehou word nie. Net God kan volhoubare vrede gee. En as jy nou die reën in die agtergrond van hierdie opname hoor, ek is op Pinksterpark en dit reën nou heerlik. Jammer vir diegene wat nou na hulle huise toe moet gaan na kerk en gaan pap na reën. Maar ek gaan vir die sê, sommer nou as hierdie opnames klaargemaak is, dan gaan ek in die bed klim en ek gaan lekker rus. Ek hoop dat daar by jou ook heerlike reën of heerlike sonskyn. Psalm 147 vers 14 sê, hy wat aan jou grondgebied vir vrede verskaf, wat jou versadig met die beste van die koring. Dis God. Dis wat God doen. Vrede is die resultaat van die onderwerping van die mens aan die regering van God. Nou ek gaan met die volgende afdeling, Openbaring deel 19, gaan ek nou aan met vers 6, ek gaan hom net vir julle lees. En toe hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom kyk, en ek het gesien, en kyk, daar was 'n swart perd. En hy wat daarop sit, het 'n skaal in sy hand gehad. Baie dankie Here dat ons die evangelie van Jesus Christus, van die kruis in ons hand het, in ons handpalms, in ons harte, dat ons deel is van die liggaam van Christus, en wanneer die bassein blaas, wat nou kan gebeur, sal ons saam met die res van die liggaam van Christus in die troonsaal van God wees. Baie dankie Vader, dat ons nie bestem is vir 'n gat in die grond nie, maar bestem is vir 'n gat in die lug. As die bassein blaas, en ons hoor kom op hier reën, dan gaan ons wees by hom vir wie ons lief het, en nie in die groot verdrukking nie. Baie dankie Vader, dat ons daar die salige hoop het. Ons sê vir U dankie in Jesus naam. Amen. En al wat nou oorbly is, gaan en wandel waardig die roeping waarmee God jou geroep het, en Maranatha, Jesus kom weer. En, dit mag dalk nou wees. Is jy gereed? As die Here verdoef om te kom, tot ons weer gesels in Jesus naam. Amen.